So, ons gesels met Stefans Coetzee, wat lankal nie meer net 'n bekende naam in Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse letterkunde is nie, maar ook die dryfkrag agter die kultuurlewe op die platteland. Stefans, baie welkom in my program. Ons gesels met op Radio Fynbos. Baie welkom by jou, Karen, en met die luisteraars. Dit is so lekker om met julle te gesels. Ja, altyd man. Nou, Stefans, as skrywer en een van die sleutelfigure agter die Klerksdorp Boekefees, bly jou passie vir stories onblusbaar. Nou, Stefans, die Klerksdorp Boekefees het 'n belangrike datum op julle kulturele kalender geword daar in Klerksdorp. So, wat was die oorspronklike droom agter hierdie fees en hoe voel jy oor die impak daarvan op jou gemeenskap? Ek moet eers bieg, ek het eendag saam met Bouwer Bos gesit in Potts en ons het in 'n restaurant gesit en ons het gepraat oor hom en Steve Hofmeyer. Ja. En hy het toe gesê dat die kunstenaars beklei oor dieselfde stukkie koek. Ja. Pleks dat ons die koek groter bak. En ek het teruggery en ek het gedink, "Jessie, ek is verskriklik lief vir boeke. Hoe maak ek die koek groter?" En Ja. ek weet Potts is 40 km van ons af en toe besluit ek moet my eie boekefees hou. So ons eie boekefees was eers skrywerskruie, kuier. Dit was altyd my droom dat skrywers en lesers saam kuier. Ja. Maar die eerste het nie goed gegaan nie. 14 mense het opgedag, daar was 5 skrywers en ek het net 1 boek verkoop. Ja. En toe slaat ek die jackpot, toe breek COVID uit aan die einde van die jaar, toe vra een van die uitgewers, wil jy nie nog die fees hou nie, en ek sê ja, en toe verander ons om na die Sanctuary Boekefees, want dit was op daai stadium die venue, en ons het op daai stadium so 432 mense gehad. Die skrywers was uitgehonger vir feeste, want dit was COVID, so ons het so 22 skrywers gehad, en toe was ons seker so 2 of 3 jaar daar, so 3 jaar, 4 jaar daar, maar toe begin die feeste groot word. Die venue was te klein, ons het 'n min parkering en toe moes ons hande vat met 'n ander groter venue en toe het ons dit doen, toe besluit dat ons kan nie weer die naam verander nie. Ja. En as ons hom nou verander moet hy settle en toe besluit ons op die Klerksdorp Boekefees en dit is wat hy tans is. Dit is amazing en dit is my so mooi, ek meen ek het dit nou nie geweet nie, maar dit is vir my so 'n mooi gesindheid om te sê, ons moet die koek groter maak, ons moet meer mense daarbey betrek. En dit is definitief wat ek, die bietjie wat ek nou al bietjie met jou te doen gehad het, was dit definitief kan 'n mens dit in jou sien, dat dit is, jy wil vir almal 'n platform skep en vir almal help. Maar Stefans, as ons nou praat van dit, dan dink ek nou aan, ek het nou spesifiek betrokke geraak by die kortverhaal kompetisie, die Sandy Schoeman kortverhaal kompetisie. Hoe het hierdie Sandy Schoeman kompetisie ontstaan? Ek het 'n hart vir opkomende skrywers. Ek onthou die eerste keer wat ek my boek uitgegee het, jy ken niemand nie, jy's te bang om vrae te vra, jy weet nie wat om te doen nie. Ja. En ons het nie 'n tekort aan lesers nie. Die lesers is daar. Ons het tekort aan skrywers. Ja. En in die Sanctuary Boekefees het ons eers 'n prys gehad vir jeugdiges, maar toe kom ek agter, alhoewel die prys groot geld was, die prysgeld daai stadium vir die jeug, eerste prys was R10,000, maar mense koop nie hulle boeke nie. Uitgewers wil nie hulle boeke uitgee nie. Ek hoor. En toe het ek 2 jare breek gevat om te brainstorm waar dit is. En ek het op 2 goed besluit. Die eerste een was om kortverhaalskrywers oor 'n tydperk van 2 jaar te mentor en dat hulle saam met dit aan 'n boek kan werk. Toe het ek besluit om die kompetisie aan, want dit was die groot ding, waar kry jy jou skrywers? Ja. Jy kry jou skrywers uit 'n kompetisie uit. Ja. En toe besluit ek om die kompetisie te hou. So die kompetisie het ek 11 skrywers en uit hulle, daar was eintlik 18 skrywers wat baie goeie verhale gehad het. Ons moes dit limit dat die beste verhale in is. En dan om te kyk om met hulle pad te stap en te sê, weet jy wat, kan ons jou nie help om 'n deurbraak te kry in die boekwêreld nie. Ja. Ons saam met die skryfkompetisie het ons dan die blou pen, dit is my slypskool, waarin ek skrywers help met boeke en kortverhale en byvoorbeeld in Maart het een persoon, Ronnie het gepubliseer in die Huisgenoot, Stefan Enslin het gepubliseer in die Rooi Rose. In April alleen, al 4 weke was deur iemand in die blou pen se slypskool gewees. Ander fasiliteerde, 3 van ons studente en ek self het in Mei gegaan. So die idee is om die kompetisie te gebruik om skrywers soos jou te oorreed om te sê, skryf meer, hoe help ons jou
om dit te maak, om deur te breek, daai blootstelling. Daai blootstelling. En dit werk. Dit is die groot ding, dit werk. So, Stefans, jou eie skryfwerk het oor die jare diep spore getrap, maar hoe balanseer jy die administrasie van so 'n fees en hoe balanseer jy dit? Soms is dit moeilik, as ek nou moet eerlik wees, dit kos gewoonlik familietyd. Ja. Dit is, as jy ergens wil kom en as jy iets bou, is dit jou familie wat gewoonlik eers te gaan. Ja. Maar ek skryf ook persoonlik minder nou. Ek gee meer klas, ek bou meer aan ander mense, maar die vreugde om toe Ronnie die eerste keer 'n kortverhaal publiseer, was ek net so bly oor haar kortverhaal as my eie een. Ja. Elsabie het verskeie kortverhale probeer en sy kon nie, en sy het by my beland en ek het vir haar gesê, gee die kortverhaal wat die meeste afgekeer is. En ons het hom geslyp en toe sy hom in Huisgenoot publiseer, toe spring ek amper deur die dak, want sy is deur die ATKV slypskool, sy is deur ander mentors, en nie om hulle af te kraak nie, maar om te sê ons het ergens iets reg gedoen. En dit is waar dit gaan, is om daai ekstra ure in te sit, en ja, so ek skryf baie minder, maar die vreugde is dieselfde. Nou, hier's 'n vraag vir jou, Stefans. Die literêre landskap verander vinnig. En kunsmatige intelligensie en e-boeke en jy weet, leesgewoontes en dinge wat verander. Hoe sien jy die toekoms van Afrikaanse boeke in die algemeen? Wat dink jy is ons toekoms? Ek het 'n artikel geskryf oor die toekoms van Afrikaans. Ek sê daar is, en dis waar die mense my verkeerd verstaan. Ek sê nie dikker boeke moet ophou nie. Ek self lees dikker boeke. Wat ek wel sê, die mense wat nie lees nie, sê gewoonlik vir jou, die boeke is te dik. Ek gaan vra 'n man, hy gaan vir jou sê boeke is te dik. So ek het gesê, ons moet na novelas kyk. Kortverhale en dunner boeke, 'n boek wat jy letterlik in die aand kan lees, en ons gee hierdie jaar so boek uit 'n aandverhaal, en dit is waarop my konsep gegaan het. Ek weet nie van jou nie, ek lees baie, so ek kan 'n dik boek lees oor 2-3 dae, maar iemand wat glad nie lees nie, as jy gaan kyk, Dion Meyer gee 38,000 plus boeke in Afrikaans uit. So ons weet daar's definitief 38,000 mense wat Afrikaans lees. Maar dan gaan kyk jy na jou top krimieskrywers, verkoop nie eers 3,000 boeke nie. So wat gebeur met die ander 35,000 mense? Hulle het nie tyd nie. Nee, en as jy nou nog 'n suster soos ek het eendag 'n verhaal geskryf, hy was 18 bladsye lank, wat regtig niks is nie, en sy het vir my gesê, nee, sy dink nie sy sal dit lees nie, maar ek kan dit maar vir haar voorlees. So, so jy kry ook ouens wat baie eerder na e-boeke luister en so, daar is 'n verskeidenheid van mense, en ons moet vir almal basies kuiter. Ons moet onthou, twee goed wat gebly het, is eintlik 3. So die eerste ene, jy moet dunner boeke kry, wat lesers addicted maak aan lees, om hulle terug te wen, want lees kompeteer teen die TV, teen die radio, teen games en alles. Tweedens moet jy audioboeke gaan. Ek travel baie, dan sit jy 2 ure in mekaar waar ek na radio luister, hoekom nie 2 ure na kortverhaal of stories of iets luister nie, terwyl jy kos maak, terwyl jy die wasgoed maak, en dan 'n ander derde ding waarmee ons nog nie vrede gemaak het nie, en ek self is een van die ouens wat nie vrede met dit gemaak het nie, ek is 50, nou nie heeltemal nie, maar ek is 50, so ek is bang AI gaan my werk vat, ek is bang dat die jonger geslag, wat met AI alles doen, met AI gaan begin skryf, maar, of ek nou wil iets sê of nie iets wil sê nie, die jonger geslag gaan oor 20 jaar AI gebruik, dis 'n punt, ek moet vrede maak met dit, ek weet net nie hoe ons ouer geslag, wat teen goed vaskop, goed verhoed, en ek dink nou aan luisterboeke nie, hoekom is daar so min luisterboeke nie, hoekom is daar so min novelas nie, hoekom, as jy kyk, hoeveel mense sit op hulle foon, wat doen ons om hulle te trek? Taal leef op papier. As ons nie meer boeke in Afrikaans verkoop nie, gaan ons 'n kombuisstal word. Want jy kan hom sing en jy kan hom praat, as jy hom nie lees nie, bestaan jy nie as 'n taal nie, as jy kom bystaan. En as ons ding 3,000 boeke is goed genoeg om te sê Afrikaans leef op papier, dan bedrieg ons onsself. Die meeste mense wat lees is oud, die meeste mense wat lees is vroue. Ons taal is besig om uit te sterf, en ons moet aan maniere dink om mense weer
in Afrikaans in die woord te kry. Dit is luisterboeke, dit is kortverhale, dit is novelas, en wat ook al dit is, want hulle moet lees. Absoluut, ja. En Stefans, jou skryfstyl het nou nogal die eerste keer wat ek van jou kortverhale gelees het, is kort en bondig, feitelik en sonder variasies. Wat is jou raad aan skrywers? Hoe verander jy in jou styl sonder om soos iemand anders te klink en weet jy amper jou eie styl te verdrink in die proses? Wat sou jy sê vir mense wanneer dit kom by skryfstyl? Vir myself, om terug te gaan, ek skryf soos ons leer skryf het. Ek skryf kort sinne. Piet skop die bal rol vorentoe. En dit maak dat die boek vinnig lees. Romanskrywer skryf gewoonlik langer sinne. Ek dink, as enigie aan jou slypwelstyl, vind 'n stem wat by jou pas. Ja. Maar gaan kyk, hoe skryf mense buite. Sny onnodige woorde. Sny goedes wat vanselfsprekend is. En hoe vinniger jy 'n boek lees, hoe vinniger kry jy 'n blitsblaaier. Ja. Sorry, dis wat jou leser wil hê. Moenie iemand probeer kopie nie. Ja. Jy lees jouself. Binne elkeen van ons is 'n storie of 2 of 10 en net jy kan hom vertel. Daai storie, of dit 'n boek, 'n kort verhaal of 'n liedjie is reeds binne jou. Ja. Jy moet dit net na vore bring. Sodra jy kopie, tel jou lesers op iets is vals. Hulle weet nie wat's vals nie. Ja. En dan voel die storie nie eg nie. Dis waar. Stefans, jy het nou wel gesê, jy weet jy skryf 'n bietjie minder, maar is daar 'n manuskrip aan jy ontwikkel? Is jy besig met 'n projek? Wat wag vir ons in die toekoms uit Stefans se pen? So daar is 'n boek klaar, daar's actually 2 boeke klaar. Ek is besig om die 3de boek af te rond. So die een boek word hierdie jaar uitgegee. Ons hou baie steun vas dat die boek volgende jaar uitgegee word. Dan het ek 'n bundel kortverhale. Ek het agtergekom dat ek in die laaste 3 jaar meer as 30 kortverhale publiseer het. En as ek nou na hulle kyk, sal ek meer as 20 delete. Ek probeer hulle in 'n bundel sit en dan uit elke kort verhaal 'n tegniek leer wat ek geleer het, en soms is die tegnieke fout ook. Sodat dit nie net 'n kort verhaal bundel is nie, maar sê, dis hoe ek 'n karakter geoefen het, dis hoe ek dialoog geoefen het. Kyk hoe pateties lank was my sin hier. Weet sulke tipe goed. En dan, as ek nou sê, ek skryf nie boeke nie, ek het verlede week in Sondag, die aand nadat hulle ingebreek het, ek my vrou na haar ma toe gevat, die volgende dag het ek 2 kortverhale geskryf, wat een vir Huisgenoot, een vir Rooi Rose, en ek het die dag daarna een geskryf vir daai ander tydskrif wat aanvaar is, en ek het nou onlangs ook een gestuur vir New York Times. So, is nie dat ek glad nie skryf nie, is dat ek kortverhale skryf. Want 'n kortverhaal kan jy in so 2 of 3 ure skryf. Sure. Jy kan as jy Stefans is, ek is nie so seker van myself nie, maar nee, jy kan, as jy die beginsels het, en jy gaan, dan ek seker is, die studente wat by my klas loop, jy kan in 'n oggendsessie 'n kortverhaal skryf. Ja, en dit gaan net deur omstandighede, maar ek en jy gaan nog daar kom. Ja, nee, ons gaan definitief nog. Stefans, dit was nou vir my 'n voorreg om met jou te gesels en ek is sommer opgewonde oor dit wat jy doen vir ons in Afrikaans en vir opkomende skrywers en ons gaan definitief 'n lekker opvolggesprek hê, maar ek het lekker onderhoude gevoer met die skrywers van die nuwe bundel wat dan nou uitkom uit die Sandy Skuman, jy weet, kortverhaal kompetisie. So dankie vir dit wat julle vir ons doen, ons waardeer dit baie. Baie dankie, en ek wil ook dankie sê vir al die luisteraars wat na my stories geluister het wat jy uitgesaai het. En ek hoop hulle het dit regtig geniet, en dan die belangrikste van alles, as jy my storie gelees het en jy skryf nie self nie, het ek nie die storie reg geskryf nie. Ek hoor jou, ja. Nee, dan hoop ons daar's baie aspirant skrywers wat vanoggend luister en dan sommer werk maak daarvan om by jou uit te kom. So, Stefans, mooi dag en baie dankie vir die gesels. Baie dankie vir jou ook en dankie aan alle luisteraars. Goed, Stefans, mooi dag, tata.